Baie welkom by ons aanlyn diens vandag. Ons is so bly jy is ingeskakel. Nou, ek het die eendag geloop saam met 'n vriend. Ons was by 'n golfdag gewees op pad om te gaan golf speel. En ons loop nog so rustig en gesels en terwyl ons so met mekaar praat, sien ek sy oë word so groot so spierings. Dis amper asof sy knieë begin lam word en hy los sy golfsak sommer net al dat hy omval. En hy begin vorentoe drentel. Ek kan nie sê hy het gehardloop nie want hy het gesukkel. En hy hardloop na 'n persoon toe wat ek persoonlik glad nie ken nie. En hy gaan stel homself voor en hy wil nie daai persoon se hand laat los nie. En ek stap saam en ek stel myself voor aan hierdie persoon en hierdie persoon is vriendelik met my en hier gaan elkeen sy eie rigting. Toe ons nou wegstap en my vriend kry nou weer sy asem terug, sê vir hom, wat gaan met jou? En hy sê, weet jy wie daai was? Ek sê, ek het geen idee nie. Regtig. Hy sê, dit is een van die rykste, mees invloedrykste mense in Suid-Afrika. Op daai stadium het ek nie geweet wie dit was nie. Vandag weet ek wie dit is. Maar het jy jouself in so 'n situasie gevind, wat jy nie eintlik bewus is met wie jy praat nie, totdat jy agterkom wie hulle eintlik is, en dan sien jy hulle anders, né? Jy het 'n ander bril op wanneer jy na hulle kyk. Miskien het jy dit gehoor toe jy groot geword het, jou pa wat vir jou sê, hoor hierso, ek is jou pa, nie jou pel nie. Soms vergeet 'n ou ook, dat die persoon wat voor jou staan, wie hulle eintlik is. Ons is besig in ons reeks, in die boek van Kolossense, ons reeks getiteld Groete uit die tronk. En dis 'n brief wat Paulus skryf aan die kerk van Kolosse, wat hy vir hulle skryf, hy is so dankbaar dat hulle die Here dien, en so volhard in dit wat hulle doen. Hy het self nie die gemeente geplant nie, en hy was self nog nooit daar nie. Maar hy het gehoor dat dit goed gaan. Maar hulle het 'n paar interessante uitdagings in die gemeente. Een van die uitdagings is dat, omdat daai tyd die Christendom so nuwe geloof was, wil ek amper sê, en sy voete probeer vind het, was daar baie Jode wat tot bekering gekom het, en saam met dit het 'n klomp tradisies en wette gekom. En dan was daar 'n klomp nie-Jode wat ook tot bekering gekom het, en saam met hulle het daar ook tradisies gekom, en die gode wat hulle aanbid het. Jy weet mos hoe ons mense is, ons hou van tradisies, en ons absoluut niks fout met tradisie nie. Maar die probleem kom in wanneer die tradisie begin groter word as die kernboodskap, wanneer die tradisie en die wette inmeng by die boodskap van Christus. So ook ons mensgemaakte goed, alhoewel dit nie eers gevestig is in 'n geloof nie, maar dan probeer ons iets moois maak, dalk meer nostalgies. Ons hoor dit so baie in die kerk, mense wat praat van die kerk wat was 'n paar jaar terug, is nie die kerk wat dit vandag is nie. En soms mis 'n mens dit wat in die verlede gebeur het. En dan gaan soek mens maniere om dit weer terug te kry. Dis gewoonlik hierso wat die trein van die spoor afklim, want dan begin ons die kernboodskap van Christus mis. En Paulus spreek hierdie aan. En hy doen dit op so 'n mooi manier. Hy skryf 'n gedig. 'n gedig wat ons nie weet of hy dit self geskryf het, en 'n gedig wat hy dalk gaan leen het nie. Of miskien is dit 'n gedig wat hy gaan leen het en aangepas het om sy punt te bewys. Dit sal nie die eerste keer wees dat Paulus literatuur gebruik van die tyd om sy saak te staaf nie. Maar nietemin, ons sal dit nie weet nie, dit maak ook nie eintlik saak nie. Hy gebruik hierdie gedig om sy argument te vorm vir die res van die brief, en hy sal hier en daar temas gebruik wat hy aanspreek in hierdie gedig later in die brief, en dit aanspreek in verdere detail. Maar ons staan vandag by hierdie gedig. En om hierdie gedig op te som, moet ons vir mekaar sê dat wanneer ons hom klaar lees, sê Paulus eintlik, Christus, Jesus, hy is alles en nog meer. Meer as genoeg. Jy het nie hierdie ander dinge nodig om jou geloof sterker te maak nie. Jy het nie hierdie ander dinge nodig om te voel jy dien hom nie. Inteendeel, dit kan dalk net in die pad staan. Ons gaan vandag lees in Kolossense 1 vers 15 tot 20, en kom ons lees saam. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge,
of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Miskien moet ons net vir 'n oomblik net weer daai gedig lees. As jy hierdie video klaar gekyk het, gaan lees dit net weer. Dit is een van die mooiste stukke in die Bybel. Wat Paulus praat van Christus, die skepper, en dit wat Christus kom doen het op aarde, wat 'n nuwe skepping was. En dit is half die balans wat gevind word in wanneer ons hom aanbid. Hy is nie net die een wat aan die kruis gehang het nie. Hy is nie net die een wat vir ons sondes gesterf het nie. Hy was betrokke by die skepping. En Paulus begin die beeld van Christus uitbou. Dat ons kan weet vandag hoekom ons hande opsteek en wie ons aanbid wanneer ons dit doen. Wie ons aanbid wanneer ons die mooi liedjies sing of voor wie ons kniel wanneer ons hom aanroep. Hy gaan staan stil by 'n paar areas en ons gaan vandag hierdie gedig in 3 dele opdeel. En die eerste deel is Christus en die skepping. Hy praat van Christus is die beeld van God en die eersgeborene. Die beeld van God. Wanneer jy God wil sien, kyk na Christus. Ons weet die Bybel sê dat niemand het nog nooit God die Vader gesien nie. En dan sê Jesus, kyk na my. Ek is die beeld van God. Dis so mooi, die Griekse woord is icon. Dit is spieelbeeld, dis die refleksie, die direkte refleksie van God die Vader. As jy wil weet wat God se hart raak, kyk na dit wat Jesus se hart geraak het. As jy wil weet dit wat hom kwaad maak, kyk na Christus. As jy wil weet hoe lief is hy vir jou, kyk na Christus. En dis hier waar ons moet begin ondersoek instel. Dis hier waar ons moet begin ons kennis verbreed van wie Jesus Christus was op aarde. Want dis vir ons 'n spieelbeeld van wie God is in die hemel. Dan sê hy is die eersgeborene. Eersgeborene moet jy nie verwar nie. Dit beteken nie dat God die Vader Christus geskep het. Eerste nie. Dit spreek die posisie van Christus aan. Hy was eerste. Hy was nog altyd daar. Hy was voor alles daar was hy. Dis Johannes wat hierdie idee so mooi vasvang in Johannes 1 vers 18. Hy sê, niemand het God ooit gesien nie. Die unieke seun, self God, wat teen die bors van die Vader is. Hy het hom bekend kom maak. Dan gaan Paulus verder en hy sê, en alles is deur hom geskep. Elke ding is deur hom geskep. Of dit nou in die hemel is en of dit nou op die aarde is. Of dit nou gesagsfigure is en of dit nou wêreldse sisteme is. Alles is deur hom geskep. Alles is onderdanig aan hom. En in vandag se tyd is dit eintlik so interessant om te kyk na wêreldleiers en presidente wat hierdie gesag het. Reg oor die wêreld is dit leiers wat teen leiers opstaan en voel die wêreld is aan hulle voete. Voel hulle kan net doen wat hulle wil. Selfs hulle is onderdanig aan Christus. Hy het hulle geskep. Natuurlik is dit hulle wat kies en ons as mense oor die algemeen wat kies om verkeerd te doen. Maar elke sisteem het hy gemaak. Elke dier, elke plant, alles is deur hom geskep. Hebreërs 1 vers 3 sê dit, hy sê, hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese.
Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. Is dit nie amazing om te weet dat God alles in stand hou? Dis vers 17 wat so mooi is, wat sê, hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hier is die ding, soms het ons hierdie prentjie van God dat hy ons gemaak het en ons gelos het, en dat hy aan die buitekant staan en kyk wat ons reg doen, wat ons verkeerd doen, dat hy aan die buitekant staan en kyk wat se keuses ons maak. Paulus skets 'n ander prentjie van Christus hier. Hy sê nee, dit is nie hoe dit werk nie. As 'n persoon 'n horlosie moet maak, meneer horlosiemaker, en hy is besig om die horlosie aan mekaar te sit, dan spandeer hy nou ure lank tyd om hierdie horlosie aan mekaar te sit, en dan wanneer hy klaar is, dan sit hy nou die batterytjie in, en hy sit die horlosie op die tafel. Hierdie horlosie het dan die potensiaal om self tyd te hou, sonder die een wat hom gemaak het. Maar dit is nie hoe God werk nie. God het ons nie gemaak en eenkant gesit nie. Nee, ons is nog steeds in hom. Die skepping vind hulle self in hom. As God nie meer is nie, is ons nie meer nie. Ons kan nie sonder hom funksioneer nie. Elke keer as jy asemhaal, elke keer as jy 'n gedagte dink, is dit binne in God. Laat my dink aan die ou liedjie wat ons gesing het in die sonndagskool, hy hou die hele wêreld in sy hand. En is dalk 'n mooi uitbeelding van wie God is. Maar hy hou nie die hele wêreld net in sy hand nie, dis in hom. En elke keer as 'n leeu 'n bok vang, elke keer as 'n voeltjie 'n nesie bou, elke keer as jy opstaan in die oggend, is dit binne in God. Sonder hom kan ons nie wees nie. En wat 'n leuen vertel ons nie vir onsself as ons sê en ons probeer dinge alleen aanpak nie. Hoekom ons onsself nie te na as ons 'n lewe probeer lei sonder God nie? Ek hoop jy word bewus dat jy niks kan doen sonder hom. En hou op probeer om sonder hom te lewe. Dis 'n lewe wat nie suksesvol kan wees nie. Dis 'n lewe wat alleen is, dis 'n lewe wat uitloop tot niks nie. Paulus gaan verder. En dan sê hy, Christus is die hoof van die liggaam, die kerk. Dis Paulus wat dit so 'n bietjie nader bring aan ons. Hy sê, hierdie God wat alles geskep het, hy is ook hoof van die kerk, hy is ook hoof van die liggaam. Nou daar's nie 'n onderskeid tussen liggaam in die Bybel, die metaforiese vergelyking tussen die liggaam wat die kerk is en die kerk nie. Daar's niets anders nie. God is die hoof van die liggaam, die kerk. En dis belangrik om te weet. Want soms het ons die liggaam die geneigtheid om sonder die hoof, sonder die kop te probeer beweeg. Nou weet nie of jy dit al gesien het nie, maar 'n hoender met 'n afkop hardloop oralste. Hy weet nie waantoe hy hardloop nie. Hy maak 'n gemors waar hy hardloop, en dan iewers hou hy op hardloop en dan gebeur niks nie verder. Ons moet lewe met die bewustheid dat ons moet doen wat die kop sê. Ons moet doen wat Christus sê. In alles het hy die hoogste plek en die laaste sê. Maar soms voel dit of ons as kerk, ons as liggaam van Christus, hierdie ding vergeet. En dan is ons in 'n posisie wat ons sien 'n paar dinge gebeur. Nommer 1, die kerk verloor sy krag. 'n Baie gevaarlike plek, wanneer die kerk sy krag verloor. En wat sê dit? Dit sê lewens verander nie meer nie. Ons kom Sondag kerk toe en ons sit en ons hou mooi dienste en dit voel of alles werk, maar ons almal stap by die deure uit en lewens verander nie meer nie.
Mense kom nie meer tot bekering nie. Dis wanneer die kerk kragteloos geword het. Mense ontmoet nie meer God nie. Ons wil nie daar wees nie. Ons wil nie 'n liggaam wees wat sonder hom funksioneer nie. Dan is dit asof die kerk sy stem verloor. 'n Kerk wat kragteloos is, wat sonder Christus as hoof beweeg, verloor sy stem in die samelewing. En ons sien dit so baie, dat mense net nie meer luister nie. Dis okay om net te doen wat ons wil. Ons as kerk kan maar net aangaan. En wanneer ons nie luister nie, verloor ons invloed. Verloor ons daai plek wat ons 'n stem het, wat ons stem kan dik maak op dit wat nie reg is in ons omgewing nie. Daar's so 'n mooi sê ding wat ons altyd sê. En dit is regtig so mooi wat ons sê, gaan uit in die wêreld en gaan verkondig die evangelie. En as dit nodig is, gebruik woorde. En net soos wat dit getuig van 'n lewe wat so geleef word dat mense Christus in jou sien, is dit nie 'n verskoning om stil te bly nie. Ons het 'n stem. Ons as kerk het 'n sê. En ons moet ons standpunt begin inneem, want anderste verloor ons identiteit. En 'n kerk sonder identiteit getuig van 'n kerk sonder 'n leier, sonder Christus as die hoof van die liggaam. En wat dan gebeur is, ons laat toe dat die wêreld ons identiteit bepaal. Ons laat toe dat sekulêre sisteme vir ons sê wat kerk moet wees. Is een van my gunsteling skrywers, A.W. Tozer, wat gesê het, "What has the church gained if it is popular, but there is no conviction, no repentance, and no power?" Dis 'n vraag wat ons mekaar moet vra as liggaam van Christus. Waarmee is ons besig? Waarmee is jy besig? Waarmee is ek besig? Is ons so gefokus op die gebou dat ons die mens mis? Is ons so gefokus op die klein dingetjies wat eintlik nie saak maak nie, die tradisies, die liedjies wat gesing word, dat ons mis dit wat God deur ons wil doen? Maar hier is die ding, wanneer die liggaam en die hoof saamwerk, kan dit nie gestop word nie. Dit kan nie gekeer word nie. Die wêreld verander wanneer ek en jy onder Jesus Christus as die hoof kom en ons begin net doen wat hy sê. Dit is amper asof Paulus 'n punt hier wil maak van los die res. Fokus net op hom. Jy as kerk, weet jy wat jou missie? Fokus op dit wat God doen. Weet jy wat jou missie? Fokus op Jesus. Weet jy wat moet jy doen? Weet jy wat moet jy sê? Dit wat hy gesê het. En dan wat die gedig nog gedraai. En hy sê, God het dit goed gevind, om alles met hom te versoen. En as Paulus 'n stukkie hierso moet bygelas het in die gedig, is dit sekerlik hierso. Hy het alles versoen deur sy bloed aan die kruis. Jy kan in my huis inkom. Jy kan my banke sit en my koffie drink. Man, jy kan selfs my yskas oopmaak en vir jou vat wat daar is. Maar as jy mooi vra, kan ek jou dalk my kar leen. Jy kan deel wees van my lewe. Jy kan in alles wees waar ek is. Maar dit beteken nie jy het verhouding. Jy kan die regte dinge doen. Jy kan die Bybel uit jou kop uit ken. Sê nie jy het verhouding met God nie. En alhoewel alles in hom tot stand is, in stand gehou word, alles in hom beweeg, is dit nie vanselfsprekend dat daar verhouding is. Dit is net deur die bloed van Jesus Christus waar daar verhouding is.
Sien, as jy my seentjie gaan vat, en jy vat 'n bietjie van sy bloed, en jy vat 'n bietjie van my bloed, en jy kyk onder 'n mikroskoop, is dit wat jy in sy bloed sien, die spieelbeeld van dit wat in my bloed gebeur. Die DNA in hom is dieselfde DNA wat in my is. En dit wat Christus gedoen het aan die kruis is, hy is die spieelbeeld van God, maar hy het sy bloed gevat en die prys daarvoor betaal, dat ek en jy kan intree, nie meer as vyande van God nie, maar as kinders van God. Dat daar 'n verhouding kan ontstaan, sodat die mense na jou kyk en die spieelbeeld van God sal sien. Dis Paulus wat net vir hierdie kerk wil sê. Dis al wat julle moet doen. Dis al wat julle moet weet, is dat hy die skepper is, dat hy hoof is van die kerk, en dat as gevolg van hom, jy in 'n verhouding met God staan. Timothy Keller sê, Jesus didn't die for us because we were lovely. He died to make us lovely. The gospel is this: we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. My gebed is dat jy sal weet wie jy aanbid. Hy is nie sommer 'n klein God nie. Jou bestaan is afhanklik van hom. Jou missie as liggaam van Christus is om seker te maak jy doen net wat hy doen. En dat jy sal weet dat jy in 'n verhouding met hom staan. En alles om dit maak nie saak nie. Hy is alles en nog meer. Kom ons bid. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dat ons kan besef, U is skepper, U is die hoof van die kerk, en U staan in 'n verhouding met hom. En mag ons nooit hierdie vanselfsprekend vat nie, en mag ons na U toe kom, en alles voor U lê, en ophou om dit wat nie regtig saak te maak nie, om daar tyd te spandeer. Maar net fokus op U. En mag ons die mandaat opvat van Christene, van Christen wees, van gelowiges. En mag ons 'n verskil maak in ons wêreld. En ons dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.